Dominee Frans Joubert van Lewende Hoop wat met u gesels op 19 Julie 2026. Ons tema is die vyand louwarm. Kom ons bid saam. Abba Vader, wat 'n voorreg om voor u te kan buig. U is ons skepper, u is ons verlosser, u is ons Abba Vader. U is die dierbare Heilige Gees wat nie net by ons is nie, maar in ons is. Dankie vir u genade en goedheid. Dankie vir u liefde. Dankie vir u lankmoedigheid. Dankie dat u met elkeen van ons bemoeienis maak. Abba, ons praat vandag oor 'n omstrede onderwerp. En ons wil hê hierdie boodskap moet uitgaan aan die volk toe. En dat harte aangeraak sal word. Ons bid dit in Yeshua se naam. Amen. Openbaring 3 vers 14 sê, en skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense. Dit sê die Amen, of die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping af, van Elohim. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. 3 vers 17, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en ek aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is, wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Vers 18, ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Vers 19 en 20. Almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Vers 21, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. In vers 15 sê dat ons tydvak se mense is eintlik lou. Dis nie koud of warm nie. Want die tydvak of tydperk of era van die Laodicense van die 7de gemeente is die tydperk waar u en ek nou lewe. Nou daar's 'n menige Bybelnavorser wat so feitelik staaf. En so is daar ook vele perspektiewe oor hierdie uitspraak. En ons gaan vandag net vanuit een hoek daarna kyk. Wat beteken lou wees? Dis nie warm nie. Wat aan die bopunt of dan die uiterste van dit is, soos om te kook of ekstreem te wees. Dalk fanaties. Of uiters passievol oor jou godsdienstige vreugde, belewing en ervaring, sodat 'n mens eintlik brand van opwinding, vreugde en blydskap, saam met ongekende geesdrif en ywer. Ook dan saam met, ek wil sê, intense empatie en simpatie en liefde vir jou volk, as jou regte naaste, as jou rasgenoot. Nou aan die ander kant, ek wil sê, dis eintlik onder, dis ook dalk nie koud of ijskoud nie, aan die onderkant van die spektrum. En as jy daar is daar geen gevoel, geen passie, uiters min meer gevoel en weinig omgee en liefde vir jou mense. Hoe sê die studente, jy is min geplaag. Daar's geen erg aan godsdienst nie en nog minder aan die Bybel wat daarmee saamgaan. Dit onlangs beleef. Ons is daar saam met 'n klomp boere in hulle boerevergadering. En die een sê, nee wat, hierdie Bybel is nie vir hom nie. Ander persoon kom sê vir my, oom, is die Bybel nie fantasties nie. Aan die verste kant is daar dan 'n aversie aan enige godsdienst en ateïsties, yskoud. En wat sê die meester deur die mond van die apostel en deur die Heilige Gees in Openbaring 3:16 by herhaling? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie,
sal ek jou uit my mond spoeg. Mens spoeg iets slegs, soos 'n stukkie appel wat jy agterkom, nie te gaaf is nie, of daardie stukkie van die vrug wat jy eet, as jy agterkom, jy het nou 'n deel van 'n bedorwe stuk in jou mond, of dalk daardie halwe wurm. Ja, en dan spoeg jy dit uit. Hoe sê hulle, wat is slegter om te sien so in jou appel as 'n heel wurm? 'n halwe wurm. Ja. Ek wil tog vir u vertel, so rukkie terug op 'n paar kampusse van universiteite, so 'n paar dekades terug, het daar tamelike onrus geheers en warm debatte gevoer geword, wat gaan oor die Christelike karakter van universiteite. Daar op Stellenbosch, 'n klomp jare terug, het studente vir 'n medestudent gebid vir genesing, en vir 'n ander een wat wild skreeuwend en nakend, kalbas, daar op die koshuisgrond rondgehardloop het en sy kop teen die muurstuk het gestamp het. En ons almal weet wat dit beteken. En toe is daar vir hom gebid vir bevryding en mediese hulp en ander goed vir die man gaan soek, maar dit was nie nodig nie. En dit het 'n hele, sal ek maar sê, 'n herrie veroorsaak met baie studente daarvoor en 'n klomp daarteen. En die godsdienstigheid en Christendom het toe 'n toffie geword, in aanhalingstekens, op die universiteit. En toe word daar 'n debat onder leiding van 'n klompie van die dosente gereël met die tema, en ek herhaal hom woordeliks vir u, residensiële gemeenskappe en godsdienstige praktyk, waarheen in 'n wetenskaplike, demokratiese en konstitusionele gemeenskap. Sulke lekker hoë woorde, né? Ja. Waarheen nou? En nou sal jy nie verbaas wees om te hoor wat die dekaan van die teologiese fakulteit toe ten tye prof Nico Koopman en 'n ander prof Stan Du Plessis te sê gehad het. Daar is ernstig gemaan vir verdraagsaamheid en is die sekulêre bestel, sekulêr beteken dit wat hier om ons aangaan, né? Bestel bo of voor die godsdiens deur hulle geplaas. Hulle het gesê die sekulêre bestel is belangriker. Die standaard en norm, aldus prof Du Plessis behoort glo te wees, geen godsdienstige praktyke op die kampus mag gebeur of plaasvind nie. Hoor mooi, dit word verbied. En dat godsdienst so bietjie moet terugstaan en retireer teenoor sekularisme. Dit was sy presiese woorde. Want daar is plek daarvoor in koshuise en in die binnekamers op die kampus. Nie op die kampus. Nou om sekulêr te wees is om eie tyds te wees, om in te wees, saam met die hoofstroom, né? Ons dryf saam in die hoofstroom. En eintlik besig dan met die hedendaagse en die wêreldse. Nou professor Koopman was die teologiese dekaan, ek weet nie of hy nog is nie. En hy het gesê dat individue met ander se godsdienste en oortuigings respekteer en dat gesonde godsdienstige praktyke menslike waardigheid sal bevorder. So waarmee is hulle besig? Humanisme. Jy moet die mens plesier voor Elohim. Na opmerking van 'n student dat daar op hulle Rooiplein tydens die debat hulle universiteit nie as 'n Christelike universiteit geken moet wees nie, was professor Koopman se antwoord. En hoor wat sê die geleerdes wat teoloë oplei. Ons is nie 'n Christen universiteit nie. En ek sal nie daarvan hou dat Universiteit Stellenbosch 'n Christen universiteit genoem word nie. Ons kontamineer, die normale plat boerwoord daarvoor, ons bevuil die hart van Christendom as ons dit 'n Christen universiteit wil noem. Nou, interessant. Universiteit se oorsprong is Uni Veritas, wat beteken een waarheid. So die waarheid word misken. Want volgens verskeie van die studente gaan dit daaroor dat die optrede van die gebed wat hierdie herrie begin het, want daai man is toe bevry en hy's genees. Nie volgens die stoere professore strook met die tradisionele godsdienstige beskoue van veral die susterskerke nie. Ja.
Verder het die universiteit dan eintlik gesê dat die debat se tema dit onderstreep. Kom ons benader godsdienst wetenskaplik, demokraties en ook konstitusioneel, wat dit ook al mag inhou. Nou, as 'n mens nie genesing na en deur gebed nou kastig wetenskaplik kan bewys of verklaar nie, dan sê hulle, is daar nie plek vir God of Elohim en gebede vir genesing. En volgens hierdie teoloog is sulke genesings dan eintlik hoorsê. Hulle het glad nie aanvaar dat die man genees is nie. En hulle soek dan wetenskaplike bewyse daarvoor. En ook stem die meerderheid toe hierdie saak uit. En saam met die teologiese owerhede was dit dus demokraties besluit dat Christengodsdienstige praktyke uit is op die kampus. Ironies, né, dat universiteit een waarheid eintlik beteken. En mense nou dink, nou die stof gaan lê, en toe is dit daar op tikkies, 'n prof van Aarde, van die Hervormde Kerk, en hy het destyds gesê, terwyl hy so met sy hand op die Bybel klop, en dis op video, ek kyk nou onlangs daarna, en die mense is eintlik verskriklik gespog. Hy sê naamlik dat hierdie boek, en ek haal verbatim aan, is net wat deur primitiewe mense geskryf is. En nog ander laakbare goed. Mense, hulle lei die predikante op. Dink julle die universiteite is vry van demoniese inwerking? Wat gaan aan? Waar gaan ons mense heen en waarmee is hulle besig? En hulle het so die Bybel dit stel lou geword. Nie eens lou warm nie, maar baie lou of selfs koud. Maar wat is die grondslag daarvan? Wat is die basis waarop hierdie louheid gedei en groei? In die moderne Christendom is daar lank al Christene besig om te streef, om gebalanseerd te wees. Nie te veel na links nie, nie te veel na regs nie, maar so in die middel. Nie te passievol en te ywerig nie, maar dan dweep jy en dan is jy ekstreem. Jy nou sê nou ander dag vir my, oom, jy is dan pragtig fanaties. Toe het ek nog nie eens begin preek nie. Ook nie te veel aan die ander kant toe nie, want dan pas jy eintlik nie in die samelewing in, en jy kan nie op godsdienstige norme eintlik staat maak vir etiek nie. So dit kom daarop neer, jy moet daarom aan 'n kerk behoort van 'n soort, en so nou en dan 'n paar, sal ek sê, kerkklanke maak. Lou of hoogstens louwarm. Goeie Christene is volgens hulle in die middel. Sonder sterk uitsprake of sterk oortuigings en so neutraal as moontlik. Soos die profie dit wil. Ons moet tog net nie die ander vreemde gelowe en die ateïste aanstoot gee nie. Die profie het gesê, onthou daar's ook ateïste en hulle is menswaardig. Ja. Ons moet liewers op die verdediging wees, né? Agteruit wees en apologeties, dis verskoning. As ons nou moet as kies vra vir ons godsdienst en verskoning maak vir ons oortuigings. En sommer daarby, jammer dat ek leef hoor. Ja. Dis hoe meer gemiddeld, hoe meer aanvaardbaar is die normale Christendom. Die Engelse praat van average, mediocre, gemiddeld. Dis 'n ander naam dalk vir louwarm wees. Wat 'n Vader vandag vir jou en my sê? Ek dink, as jy louwarm is, en ek preek dan ongelukkig vir 'n klomp mense wat hier behoort te wees vandag, en nie eintlik vir julle nie, julle is getrou, en ek sien nie een hier wat ek ken, wat louwarm is nie. Maar dit gaan daaroor, dat ons moet met ywer en passie vir hom leef. Nie half dood wees nie, nie net in die middel saamleef nie. Ons moet met ywer en passie vir hom optree, vir hom arbei. Ons naaste lief hê. Toe ek terug, is hier 'n advertensiebord teen die snelweg, en daar staan, moenie net uitstaan en groei nie,
maar bereik die top, die kruin, styg bokant dit uit. Te veel van ons is maar tevrede met alles, en die huidige stand van jou en my lewe, en verkies meeste van die tyd om eintlik neutraal te wees en gemiddeld te bly. Maar as ons egter nie groei nie, dan stagneer jy, en is dit stilstaan. En dan is ons nie net gemiddeld nie, maar ons is neutraal en eintlik sonder beweging. Sonder die Heilige Gees se beweging in ons midde, in en deur jou en my. En dis kos laat elkeen van ons hand in die boesem steek en besluite neem en begin doen. Dis wat die Vader dan vir jou en my vandag verder sê. Neem beheer van jou lewe en maak die regte keuses in en saam met die Meester Yeshua deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Mense, 'n baie eenvoudige resep. Ons het daar lekker gekuier. Dis die boeredag waarvan ons praat en dis 'n groot vergadering. Dan sien jy die lieflike mense, Vader se kinders. En baie van hulle is so 'n bietjie teen van die ander soortiges, maar hy weet nie van die Bybel. En hulle weet min van die Bybel. En dan is my vraag altyd aan Vader, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, Abba Vader, moet ek met die persoon praat, ja of nee? Nee, dis vreeslik maklik. Jy hoor duidelik ja of nee. In die gevalle wat dit ja was, het dit baie goed gegaan. Gaan lees bietjie Job en kyk wat daardie boek alles inhou. Daar's gesindhede om defensief te wees, die verdediging, apologeties, verskoning. En dan is jy besig om agteruit te beweeg. En as jy nie bereid is om te leer nie, mens, dan is daar stilstand. Dan is jy so in die middel en so neutraal as moontlik, en jy gaan nooit bokant gemiddeldheid uitstyg nie. Ek en jy kan die pragtigste, duurste motor hê, maar as die rad in neutraal is en nie gekoppel en die engine nie aangeskakel is, nie gaan die motor nie beweeg nie. Jy kort die vuur in die krag van die Heilige Gees binne in jou om te kan beweeg. Ons gees moet aangeskakel wees, ons moet gewederbaar wees, en dan moet ons gekoppel wees, gekoppel aan Yeshua, soos ons lees in Handelinge, of in Johannes 17 althans, né? Hy in ons in hom. Moet nooit poog om jou huidige situasie en posisie te verdedig nie, maar kies om dan offensief te begin optree en te dink. Dis nie aanvallend nie, maar proaktief, kies dit. Want louheid of louwarmheid, besluitlose, gemiddelde, verdedigende, defensieve, apologetiese, hoeveel woorde wil ons nog bysit, ne? Verskonende ingesteldheid, sal geen sekuriteit vir jou bied, of ooit verskaf vir enige persoon nie. Al is so 'n persoon hoe ryk, hoe sterk, hoe geleerd, of met watse rang of posisie ook al in die samelewing. Verskonings aanbied is eintlik 'n erkenning van mislukking. Luister mooi hierdie stelling. Verskonings aanbied is eintlik 'n erkenning van mislukking. En dit verskil hemelsbreed van verskoning vra, om te sê jy's jammer as jy dalk dink jy het iets verkeerd gedoen, en al dink jy ook jy's reg. Vra vir die getroudes. Ja. Tweede ding, raak proaktief betrokke. Dis proaktief. Raak aktief betrokke. Soveel mense is deur eeue heen geïndoktrineer vanuit die Bybelverhaal of wat sal men sê, die vermaning om liewers die ander wang te draai. Dis heeltemal uit konteks getrek en uit verband het. Om die ander wang te draai terloops het oorspronklik die betekenis gehad dat dit dan sou wys wat die naaste van jou bedoel. Onthou, naaste is rasgenoot, bloedverwant, iemand wat soos jy is, ne? Dat wil hy of sy nou regtig aanhou met die oorlog en oorlog maak. Jy gee eintlik so iemand die kans om te sê, ek is jammer, en tot besinning te kom, dat daar versoening kan kom. Dis die doel daarvan.
En as jy nou aanhou so slaan, op welke manier aanhou, dan is die oorlog eintlik regtig aan. Ons het as kinders altyd 'n streep in die grond getrek en as jy sê jy stap daaroor, dan is hier dinge. Ja. Maar hoor julle die strekking? Jy gee iemand die geleentheid om te herbesin en te bekeer daarvan, dat daar regtig weer versoening kan kom. Maar is nie 'n kwessie dat jy en ek nou net jammerlik ingee en skieslik leef. Nee, glad nie. Jy is 'n kind van die Almagtige, jy is 'n kind van die koning, jy staan op jou grond. Hoor julle wat ek sê? Hy sal nooit verwag dat jy en ek moet toegee aan die Satan nie. So, moet tog nooit verval in die strewe om so neutraal as moontlik te wees, om so in die middel ewewig en balans te handhaaf nie, sodat dit jou verskoning word, dat jy nou uniek is en nie kan uitstyg nie. Elohim het elkeen van ons baie uitsonderlik en uniek geskape, soos jy elkeen weet, met 'n baie spesiale en unieke plan vir jou lewe. Maar as jy die keuse maak tot doelmatigheid, is jy nie meer deel van daardie plan. En dit belemmer, hoe meer neutraal jy is, hoe meer lauwarm, hoe meer belemmer jy Vader se plan wat hy vir jou het en die doel van jou lewe. Meeste van die tyd is die poging om balans te handhaaf eintlik net 'n verskoning vir lauwarm wees. Elohim verstaan baie keer baie beter as wat ons kan dink, want hy kan objektief ver staan, as jy verstaan wat ek sê, ja. Omdat hy ook self mens geword het, dat ons baie keer vrees het en bang is, daarom het hy byvoorbeeld vir iemand soos Joshua 3 maal, eintlik 4 keer, bemoedig en gemaan om nie te vrees nie. En ek wil dat ek vandag vir u sê, as daar enige vreeskoester in jou hart is, koestering in jou hart, moenie vrees nie. Kom ons lees net 'n paar van die tekste. Johannes 1 vers 5, of Josua 1 vers 5 en 6. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Ek proklameer dit vandag oor elkeen van u hier teenwoordig. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sê jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Vers 6, 6 syfers van die mens, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof om aan hulle te gee. Vers 7. Wees net baie sterk en volmoed om nougeset te handel volgens die hele wet van Moses, my knegt wat jou beveel het. Wyk nie af daarvan, regs of links nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Vers 9. Kyk hier, dit volg so op mekaar. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want Jahweh, jou Elohim, is met jou oral waar jy heen gaan. Hierdie woord is vandag vir elkeen van u. In hierdie tye wat ons is, moet jy vol moed en sterk wees. Nou hermeneuties, dis wat die skrif vir jou vandag van my tyd sê, wees sterk en vol moed. Hy verseker ons dat hy ons nie sal begewe nie. Hy sal ons nie verlaat of uitlos nie. Watter ouer wil sy kind verlaat? Watter vrou wil haar kind net los? Dan is daar iets fout in jou stelsel, né? Hy sê 3 maal en nog 'n 4de keer, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees nie. En hy sê dit vir 'n godsman en 'n volksleier soos Joshua. Soveel te meer vir jou en my. Maar die opdrag, ons mag ook nie afwyk van sy woord nie. Wanneer ons besluit om manmoedig ons man te staan, besluit dan ook om beheer te neem oor jou en my lewe. En daar's 'n paar riglyne. Mens word nie van self sterk, fisies nie, of sielkundig of geestelik nie. Dis altyd 'n oefenproses en 'n leerskool. En nie net oefening en voorbereiding, maar daar's ook toetsing om te sien hoe sterk ons al geword het. As jy fisies sterk wil word, daai gimnasium is 'n ander saak.
Ek het dit al 'n paar keer gesê. Vir 'n man wat 5 dae 'n week oefen, meer as 'n halfuur intensief, gaan jy miskien 4 kg spiere in 'n jaar op bykry. Maar weet jy wat, die voordeel is, jy is dan dubbel so sterk soos jy was. En al jou take is die helfte ligter. Al daai swaar optel is die helfte ligter. So is 'n voordeel. Nou net so moet ons geestelik sterk word. Net so moet ons sielkundig sterk word. Hoe sê hulle, jou kop moet sterk wees. Dis 'n keuse, jy kies dit. Want hy het beloof, hy sal ons daarin help. Hy is met jou, hy is met my, hy sal jou nie begewe nie. Hy sal jou help. En daarom, wanneer ons met probleme te doen het, spreek die probleem aan en nie die persoon nie. Ons moet alle konflik eintlik altyd verwelkom en tegemoet gaan. Moet nie 'n gevoel opwerp en koester teenoor iemand wat jy voel dalk iets teen jou het nie, of met wie jy 'n probleem het nie. Sorteer asseblief die probleem uit en bevestig die persoon. Ons het al daaroor gepraat om mense so te kan aanspreek. Ons kies veel maklik om 'n gevoel op te wek en in onsself te probeer verwerk deur hierdie ding te herkou en jy slaap die nag nie lekker daaroor nie en oor vir onsself te vertel. Pleks daarvan konfronteer die probleem, maar bevestig die persoon. Ja, ek dink baie van ons kou hom soos 'n ou stuk sening biltong, né? Die Engels sê hulle, confront the issue, not the person. Ons moet altyd onthou dat Elohim is nie 'n aannemer van die persoon nie, en dat ons almal gelyk is in sy oë. Daar is net verskillende vlakke van verantwoordelikheid en bedieninge en gawes. En daarbey, ons is almal sondaars, elkeen van ons, en alhoewel ons sondes graag kategoriseer en van groot tot klein, weet en besef, alle sonde is strafbaar met die dood. Niemand van ons kan onsself bo ander verhef, want dit is dan hoogmoed en Vader haat dit. Ek onthou 'n klompie jaar terug, toe as ek daar by my lesenaar en ek soek 'n pen en ek kyk en ek sien maar hier's 3, 5 of 6 penne wat ek glad nie ken. En ek besef skielik, ek het die gewoonte, ek skryf met 'n pen en dan druk ek op my sak. En ek tel een van die penne op en dit slaan my soos 'n bom. Al het ek dit in gedagte, sonder om te dink daaroor gedoen. Ek verdien die dood. Die doodstraf. En ek raak aan die hel voor Vader. Ek sê, Vader, skuis. Ek gaan meer oplettend wees. Deesdae vat ek nie meer 'n pen en sit dit net in my sak. Ja. So ietsie op 'n ander trap. 'n Baie bekende multi-biljoenêr, nie net 'n miljardêr nie, hy het 'n rekeningkie van 9 nulle of 12 nulle. Het 'n fantastiese lewensriglyn gehad by sy baie maatskappye, om eers die slegte nuus aan te hoor wanneer hy nou vergaderings hou met al sy bestuurders. Ja, kom maar sy naam noem, William Penpatrick. Met enige probleem, of dit jou eie of iemand anderste is, of dit die probleem met iemand anderste, vind uit wat is goed daaromtrent. Hy het altyd vir die bestuurders gesê, gee my die slegte nuus eerste, en vertel my dan, wat is goed daaromtrent. Los die probleem op. Dit was sy lewensuitkyk. Afgesien daarvan, die man het eers 'n 10de gegee, en toe 'n 20ste, nee, ekskuus, en toe 20%, en toe 'n 1/3, en hy het later al die helfte van sy inkomste geskenk aan Vader se werk. En toe groei sy besigheid buite perke. Wat is goed daarin, as jy 'n probleem het? As jy 'n probleem teekom? Het ons al dit gevra van mekaar? Het jy al dit vir jouself gevra? En ek weet, sommige van ons sit in ernstige dilemmas, né? Dit moet altyd gaan oor die verheerliking van sy naam.
Wat is die les wat ons leer? Daarom, met 'n offensiewe optrede, om proaktief 'n ding aan te pak, spreek wat Elohim kan doen deur jou en my. En glo dit, en doen dit. Moenie afkraak nie. Probeer nie iemand terughou in Vader se werk nie. So ons defensief, verdedigend optree en terugstaan, dan sak jy terug in lou warmheid. Wanneer jy lou warm is, dan sê jy nee wat, ons slaan maar oor om samekomste by te woon, om kampe by te woon, om eredienste by te woon. Om offensief te wees, proaktief, beteken om die inisiatief te neem. En ek wil sê, dis 'n lopersleutel wat goeie geleenthede oopmaak. Jy moet die inisiatief neem. Saam met die Heilige Gees is jy nie net aangedrewe nie, ek wil sê, jy is meer as 4x4 aangedrewe, as ons dit met karre vergelyk. Elke oggend as ons opstaan, moet na jou dankgebed, jou eerste gedagte deur keuse wees, wat se offensiewe optrede, wat se inisiatief kan ek vandag neem, met die doelwit, Elohim en sy koninkryk. So neem beheer oor jou lewe elke dag. Derde ding, maak ywer en om verbonde te wees tot 'n edele saak. Maak dit jou lewensgewoonte. Raak verbonde. Nou ywerig, die woord, ek het gaan kyk wat beteken dit. Dis om spoed aan die dag te lê. Maar party van ons het nie meer so baie spoed nie, maar doen minstens jou bes, hè. Ja, om die doelwit na stigtelik na te soek. Vlytig en arbeidsaam. Op en wakker, werksywer. So, hoor jy die term? En dis die Heilige Gees wat dit laat inskryf het in die Bybel. Ons moet ywerig wees. Joshua 1:14 sê, julle vroue, julle kinders en julle vee kan bly in die land wat Moses julle oos van die Jordaan gegee het. Maar julle self, al die dapper helde, moet gewapend voor julle broers deurtrek en hulle help. En ons moet soos dapper helde, sonder bekommernis en sonder angs oor eie ek, eintlik gewapend vir ons broers en susters deurtrek en hulle help. Wat beteken dit? Jy moet gewapen wees met die Heilige Gees in jou. Jy moet gewapen wees met die woord in jou hand en in jou gemoed. En neem jy dan van die eie ek vergeet, met die swaard van die Heilige Gees, en dan nie in neutraal te wees nie, maar in beweging kom, aksie neem, deurtrek, ons broers en ons susters help, mense die volk gaan te gronde hier buite. As dit is wat ek vir u voorgehou het, vir teoloë geleer word, ja, daar is die uitsonderings, God dank vir hulle, edelmanne, wat die beste doen na hulle opvoeding, en wat hulle geleer is, en wat saam met die Heilige Gees beweeg. Maar weet jy hoe baie is daar van hulle? Hy slaag het breinspoel as hy uit die universiteit uitkom, en hy doen dit vir 'n ou posisietjie en 'n ou geldjie. En hulle is neutraal. Hulle is louwarm. Spreuke 22 vers 29 sê nie 'n man wat vaardig, die ander vertaling sê ywerig, diligent is in sy werk. Wat is jou werk, jou besigheid, jou doen en late? Hy kan voor koning staan en hy hoef nie voor geringes te staan. Hy sal nie voor die wat gemeen is staan. 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom my geliefde broeders en ek voeg by susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die meester, omdat julle weet dat julle arbeid in die meester nie te vergeefs is nie. 2 Petrus 3 vers 14. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle, wees ywerig, dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. So die eerste saak wat ons vir hom diensbaar is om ywerig te wees, oorvloedig in die werk van die meester, en dan om 'n vaste onderneming te maak, 'n besliste besluit om daarmee te hou. Op Engels sê ons to make a commitment. Dis 'n verbondenheid tot 'n saak te kies en ten alle koste dit na te volg, soos met verbondsluiting. Jy maak 'n belofte aan hom en aan jouself en jy probeer dit nakom. Mense, en ek wil vra,
Hier's baie van ons broers en susters wat ek mis. Wat ek na verlang. Party het vir my gesê, ons sal jou van nou alweer gedeeld sien. En ek is hartseer. Dit is nie hier nie. Waar is hulle? Die waarskuwing is dat elkeen van ons ook nie lauwarm mag word nie. Maar gaan praat met jou broer en sus. Gaan praat met hulle. Dit gaan oor Elohim se familie. En ons is almal deel van sy familie. En as party wegval, die hartseer in die hemel is 'n miljoen keer erger as wat jy en ek ooit kan voel. Vierde punt, volhard en moenie moed opgee nie. En druk deur, hou aan. Het ons in die weermag gesê, byt vas. Moenie laat los nie, hou vas, wees vasberade. Mense wat volhard en weer probeer, verander tou opgooi en ook al, smaak gewoonlik sukses en styg uit bo die gemiddelde. Kom ons vat 'n voorbeeld in die geskiedenis. Thomas Edison het meer as 1000 gloeilampies gemaak voordat sy eerste een goed gewerk het en 'n sukses was. En vir meer as 'n eeu was dit die goed wat die mense lig verskaf het snags. Anders was dit nog al die tyd lampe en kersse, né? Ons dink nie mooi daaroor. Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Yeshua, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van Elohim gaan sit het. Hoe meer ons volhard deur keuse, hoe moeiliker is dit om eintlik tou op te gooi. En word dit 'n gewoonte om te volhard, 'n ongelukkige tou opgooi, dan ook 'n maklike gewoonte. Baie mense sê ag nee, en ek dink as ek my moet vergelyk met Thomas Edison, ek weet nie of ek by 2000 gloeilampies sou gekom het nie, gesê ek nee, nee. Kan nie dink 1000, mense gaan tel 'n bietjie 1000. Gaan tel 'n bietjie 1000. Ons het nou eendag met ons die storie oor die granaatpitte, want mense sê 'n granaat het net presies soveel pitte en dit stem ooreen met die spiere in die liggaam. Toe tel ek hulle. En toe is die storie nou ongelukkig nie waar nie. Maar weet jy, ek hier oor die 600 pitte getel het ek besluit, dis baie pitte. Nou 1000 keer probeer, meer as 1000 keer. Dink bietjie daaroor. Volhard. Hoe meer ons volhard, hoe moeiliker is dit om tou op te gooi. En word dit 'n gewoonte om te volhard. Moet nooit bekommerd wees oor hoeveel geld, goed, vermoë, middel of gereedskap nodig is om 'n saak mee te begin nie. Maar maak net 'n begin. Né? Ek wil sê met 'n miljoen rand se vasberadenheid. Onthou, dis nie jy en ek wat ons sukses bepaal nie, maar wat maak jy met wat jy het? Wat jou sukses bepaal en al die verskil sal maak. Daar's baie mense wat sal ons maar sê die goeie geveg met geloof aanknoop, maar dan ook vergeet om geduld, volharding en vasberadenheid saam met entoesiaste daarby te voeg. Nou iemand het eendag gesê, die beste eienskap van 'n apostel is, wil julle raai, om vas te klou totdat hy die bestemming bereik het. Ja. En daarom moet ons eintlik soos apostel gelowiges wees. Jy moet aanhou en vashou in Yeshua en aanhou aan jou doelwit wat hy vir jou gestel het en wat jy saam met hom bevestig het om jou doelwit te bereik. Moet nie deur die massa meegesleep word of deur louheid of te voel ag nee, dit gaan nie help nie. Dan is jy besig in sekularisme en dan is jy eintlik saam met die proffie van die universiteit besig daar op Stellenbosch. Gaan jy defensief terugstaan, agteruit staan, sê nee wat, ek gaan dalk iemand aanstoot gee? Nee. Moet ons wanneer dit gaan oor die koninkryk,
gaan vorentoe. En as daar nie, kan mens maar sê vordering is nie, skud die stof van jou voete af. Daar's baie kinders wat nodig het om Vader se stem te hoor, deur jou. Werk en ywer met goddelike vertroue, en hy sal met jou wees, glo en vertrou, maar doen jou deel. Hy het eintlik klaar al sy deel gedoen, hè? Daar is 'n interessante dingetjie, nou onlangs, 2 vissermanne in 'n bootjie, en toe die storm opkom, vra die een van die ander een, moet ons bid of moet ons roei? Sê die ander, ek dink ons doen al twee. Bid en roei. Ons het 'n ouderling gehad in die gemeente jare terug, hy is nou geleer, hy het altyd gesê, bid en spid. Seker een van die mees verwaarloosde en afgeskeepte areas in ons lewens is, om uit te vind wat Elohim in jou en my belê het, ingeplaas het. So, punt 5, ontdek wie jy is in Yeshua. Julle 2 weke terug, so 'n boodskap gehoor. Ne? Wat jou gawes, jou bedieninge en talente is, en vervul jou roeping. Waarvoor het hy elkeen van ons spesifiek geroep? Daar's baie keer mense wat 'n leeftyd spandeer in 'n beroep of in 'n werk, en sonder om enige van hulle eintlik ingeboude talente en gawes te gebruik, wat in hulle Elohim in hulle ingeskaap het. En sulkes ignoreer eintlik Elohim se gawes en seëninge, en probeer dan eintlik op hulle self aangewese wees, en hulle doen nie waarvoor hulle geskaap is. As gelowiges behoort elkeen van ons gawes, vermoëns, talente en bedieninge te leer ken, te herken, en saam met ons sterk en swak punte, en alles wat ons moet doen, om die goeie punte positief uit te bou. Die gawes wat Elohim in ons ingedeponeer het, is vir ewig. Dit is jou deel. Nee? Maar ons self bepaal die dividende of die rente dan daarop. Wat gaan jy daarmee maak? Doen jy iets daarmee? Hy het dit klaar aan ons gegee, ons moet dit net deur sy krag en deur openbaring ontwikkel en oefen. Romeine 11 vers 29 sê, want die genadegawes en die roeping van Elohim is onberoulik. Dis eintlik onherroepelik, staan daar in die Grieks. Hy het dit vir jou gegee, dit is joune, dis jou persent, maar baie van ons wil nie die geskenk oopmaak nie. En sê, ek weet nie of ek goed genoeg is daarvoor. Elohim sal nie dit wat hy in jou ingedeponeer het, wegneem nie. Maar om dan door man daar te lê en nie te ontwikkel nie, dan is jy en ek nie aangeskakel nie, dan is jy waarskynlik nie gewederbaar nie. En dan bly jy steeds neutraal, jy is nie gekoppel nie, jy is nie in rad nie, die angel is nie eens aangeskakel. Moenie daarin verval nie, my broer en sis. As jy niks daarmee gedoen het en nog nooit gewoeker het nie, begin vandag. Begin vandag, kies dit. Nie? Maak 'n belegging. Wanneer ons gawes en talente aanwend vir Elohim se koninkryk, hoe sê Matteus 6 vers 33, is nou skielik op my hart, soek eers die koninkryk van Elohim, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Iemand het op 'n keer gesê, dat as die enigste gereedskapstuk wat jy het 'n hamer is, sal jy dalk later alles soos 'n spyker hanteer. Jy sal alles wil slaan met jou hamer. So, ons moet begin om maksimum gebruik daarvan te maak van ons gawes en ons talente, maar nie vir onsself nie. Iemand vra onlangs vir my, kan ek bid, dat hy in tale kan spreek. Ek sê, jy moet dit vir die Heilige Gees vra, ek kan dit nie vir jou gee nie. Ek kan vir jou bid, ja. En ek vra, wat wil jy daarmee doen? Nee, hy sal dit net graag vir homself wil hê. Ek sê, nee.
die vir jouself is net die bonus, dis net die rente. Jy moet dit kan hê om Vader te verheerlik en in diens te wees van sy koninkryk. Joshua se opdrag was aan Joshua, wees gewapen, trek deur. In ander woorde, gaan vorentoe en help julle broers en susters. Dit kos dat elkeen van ons uit lou warmheid moet kom en ons moet begin beweeg. Ons moet passie opwek, nee? En die Heilige Gees dan toelaat om ons te help. Veg hierdie vyand louheid. Daardie vyand lou warm. As jy agterkom, nee, want dit is nou baie lekkerder en skop die stoel uit en sit 'n bietjie agteroor, terwyl jy veronderstel is om iets te doen, dan sê jy, wyk Satan lou warm, want hy is die vyand. Saam met die Heilige Gees kan en sal ons daardie vyand oorwin, hierdie vyand lou warm. En lou warm is baie keer net luiheid. Hoor jy mooi wat ek sê? 6de punt, bly by die roeping en visie wat Elohim jou gegee het. Ons begin dalk met 'n saak wat op ons harte gelê is, besigheid of wat ook al. En baie keer vra ons nie werklik bonatuurlike bevestiging daarvoor. Moet ek? Vader, ja of nee? Het jy seker gemaak dit waarmee jy besig is, dat die Vader vir jou gesê het, ja, jy moet aangaan daarmee. Dit is jou deel. En ek kan weer getuig, jare terug toe daar 'n groot vurk in die pad was vir ons, betreffende hierdie bediening, het Vader op 3 maniere bonatuurlik gesê, jy gaan aan, jy bly. Of dis doodsaak. Ek het dit al getuig vir julle getuig. Want dit is bonatuurlik ontvang, en daarom, ek bly, tot op die dag nie meer hier is nie, en na 'n beter tuiste gegaan. En al gaan het stadig met jou visie en roeping, hou aan, want weet jy wat, daar in Noag se ark, daar in die omgewing, daai gebied waar hy was, waar die waters gekom het, die paar slakke het ook die ark gehaal. Hou net aan. Ja. Al sien jy nie onmiddellike resultate nie, gaan aan. Ons visie en drome en planne is daar, en dit kan dalk vir jou lyk of daar nie groei is nie, maar hou aan. Ek lees onlangs 'n interessante ding, daar's 'n soort bamboes, wat iewers in China groei en afkomstig is daarvan, wat so wat vir 5 jaar in daardie spesifieke warm klimaattoestande, nadat jy dit geplant het, lyk of dit glad nie wil groei nie, daar staan net so enkele spruitjie oor die grond. En al gee jy dit gereeld water en bemest dit, soos wat jy behoort te doen, dan ewe skielik, na 5 jaar, dan groei dit op tot 'n hoogte van gemiddeld 27 meter. En weet jy wat, dit vat net 'n paar weke, van die bamboese groei dan tot 77 millimeter per dag. Dis 'n 3/4 meter. Maar vir 5 jaar staan die plantjie stil, daar staan net 'n sprietjie. Ek dink baie ouens sal moedeloos raak en sê nee, wat los. Ek sou gesê nee, wat plantjie, jy wil nie saamwerk nie. Maar as jy hom gereeld water gegee het en bemest het, hy ontwikkel intussen 'n wortelstelsel. En wanneer hy wegtrek, dan moet jy pas op. Kan jy dink? 7 groei op tot 27 meter, en ons sê in party gevalle vat dit nie eens 2 of 3 maande nie. 5 jaar het dit stil gestaan. So, wat wil ek vandag vir jou sê? Baie keer voel ons, hierdie ding gaan nie aan nie. Vra my, ek voel baie keer, maar wat gaan met lewende hoop? Hoekom groei ons nie? Hoekom bring elkeen van julle nie nuwe mense elke Sondag in erediens? En ek maak staat, want ek die Vader gevra, wat hy sê, lees bietjie hierdie ding oor die Chinese bamboes. Dan kom, die groei wat ons gaan verstop. Ja. Al lyk dit asof niks groei nie, hou aan lewende water gee. Dis die woord, dis die logos, dis die ryme.
bemest met die logos en die rema woord. Al is dit vir jare. En op 'n dag of na 'n paar weke sal daar 'n reuse plant vir en van Elohim verrys. Hou aan met die lewende water. Moet nooit die krag en talente en vermoëns en bedieninge wat Elohim in jou ingeskaap het onderskat nie. Ja. Daar's 'n ander waarheid wat ek wil deel, of 'n geheim dalk. Ek self, en ek ken baie ander bedienaars van die woord, ook in Lewende Hoop, weet nie altyd vooraf, byvoorbeeld vir wie om te bid nie. Partykeer is my gemoed vol en ek dink aan die boodskap, of ek is dalk ontstel, of wat ook al. Maar dis nie werklike verskoning nie. En dit word nie altyd vir 'n mens gegee vir wie om te bid nie, maar ons moet vra, Vader, vir wie moet ek bid? En ek is seker, hy gaan vir jou gesig wys. Hy gaan vir jou 'n naam gee. So, kweek die gewoonte aan om dit te vra. Dis net in uitsonderlike gevalle waar 'n mens as ware voor die tyd deur die Heilige Gees ingelig word en gesê word wat jy moet doen. En baie keer gaan jy in verwondering staan wanneer jy hierdie opdrag uitvoer, wanneer jy gehoorsaam is om te sien hoe presies in die kol dit is. In die oggend as jy opstaan, ons het almal die elektroniese media, vra vir Vader, vir wie in die gemeente moet ek 'n bemoedigende WhatsApp boodskap stuur? Vra. Ek is seker hy gaan vir jou 'n naam gee. En 9 uit die 10 of 99 uit die 100 kere gaan dit presies in die kol wees. Wanneer ek onthou om dit te doen, wanneer ek hom vra om dit te doen, dan is hy getrou en hy gee dit vir my. Ek en jy moet self kies. Ons moet self vra. Ons moet self iets bydra. Self in geloof iets begin bedien. Self 'n woord of 'n teks of selfs 'n vermaaning as dit moet. Selfs 'n lering of 'n taal of 'n gebed saambring na die heilige byeenkoms. So, word dan, mag ek dit sê, in piëteit, word groot, word volwasse in Yeshua. So, anderste, gaan jy verval in louheid en daarin stagneer. En dan is dit meestal Ikabod. Die lou is die saak waaroor Messia 'n ernstige waarskuwing. Hy sê, hy gaan jou uit sy mond uitspoeg. Mense, dink mooi daaroor. Wanneer laas het jy iets uit jou mond uitgespoeg? Dis iets wat nie lekker is nie. Om louwarm te wees is iets wat vir hom baie ontstel. 1 Korintiërs 14 vers 26. Hoe staan die saak dan, broeders en susters? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal, dis losse taal, of 'n openbaring of 'n uitlegging, dat dit alles tot stigting geskied. Veg die vyand louwarm. Dis die moeite werd. Openbaring 3 vers 5 sê, wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele om my. Kom ons bid saam. Maar ek bely en ek glo elkeen van ons hier dat ons by tye louwarm is. Dat die passie ontbreek, dat die entoesiasme 'n bietjie getaan het. En daarom vra ek weer dat teen elkeen van ons van niets af die vuur van die Heilige Gees in elkeen van ons sal opwarm, sal dit ontbrand, dat dit 'n magtige ruisende vuur sal wees wat u koninkryk sal aanhelp, sal bevestig, sal uitbrei. Maar maak vir elkeen van ons asseblief oop die duidelike roeping wat u vir elkeen van ons het, wat u in ons ingeskaap het, dat ons dit sal aanwend tot u eer en verheerliking en tot uitbouing van u naam, van u koninkryk. In Yeshua se naam vra ons dit. En ons sê dankie daarvoor.